that saved a wretch like me. Amen. Liewe luisteraar, ons kyk weer na die vryspraak, die ewige rykdom wat God ons toebedeel het in Jesus Christus. Dit is so belangrik om te kyk as jy na die skrifte kyk en die skrifte ken en sien hoe hulle in mekaar pas tot die einde. Dit is so wonderlik om te sien hoe dat God Paulus geroep het, terwyl Ananias steeds stribbel en sê nee, hy vervolg die Christene, en God vir hom sê nee, hy is vir my 'n uitverkore werktuig, en God in Paulus al hierdie heerlikhede openbaar. Nou skryf Paulus in 1 Korintiërs 15, luister net daarna. Hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, splinter nuwe realiteit. Evangelie is die vryspraak, is die blye boodskap, is 'n boodskap wat jou moet verbly in elke opsig. Maar alleen as jy erns maak daarmee, as jy nie erns maak nie, sal jy altyd tussen twee realiteite bly. Jy sal 'n bietjie vryspraak en 'n bietjie veroordeling. Jakobus 1 skryf, so 'n persoon moenie dink dat hy enige iets van God sal verkry nie. Jy kan nie die onkunde, sonde en ongeregtigheid preek en die vryspraak nie. Dit is nie wat gebeur het nie. In Christus het net die vryspraak gekom. Geen onkunde meer nie. Absoluut 'n heerlikheid wat hierdie groot skepper van hemel en aarde aan die mens geskenk het, aan elke persoon geskenk het, sodat jy vir die grootste boemelaar, die grootste sondaar kan sê, weet jy wat? Christus het jou vergewe, hy het jou geheilig, gereinig, verlos. Jy moet dit net aanvaar. Die blye boodskap. As jy nie daardie boodskap vir jou kinders gee, as jy nie daardie boodskap vir jou ongeredde vriende en familie gee nie, kan hulle nooit, daar is nie 'n moontlikheid dat hulle in 'n realiteit kan kom nie. Bekering 'n Ou Testamentiese idee wat in die Nuwe Testament totaal en al verander is deur Romeine 12 vers 2, dat jy die verstand moet vernuwe, nie jou moet bekeer nie, jy moet jou verstand vernuwe, want as jy jou bekeer, dan meen dit jy gaan ophou sondig en jy gaan nou die Here dien. Jy sal 'n groot mislukking tegemoet gaan, maar as jy jou verstand vernuwe en net kyk wat Christus vir jou gedoen het, en dit aanvaar, en elke oomblik hom verheerlik, maak nie saak wat gebeur het, maak nie saak hoe duister jou lewe was nie. As jy hom begin verheerlik vir wat hy vir jou gedoen het, gaan sy krag en heerlikheid vir jou openbaar word en jy gaan daarin lewe, jy gaan jou begin verbly daarin, jy gaan sien dat dit gawes is wat aan jou geskenk is, wat jy nooit in jou lewe verwag het eers nie. 'n rykdom bo enige rykdom wat die aarde jou kan bied. Ek begin weer in 1 Korintiërs 15 vers 1. Hy sê, broeders, ek maak aan julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, aan die evangelie vashou, die blye boodskap vashou, kan jy gered word. Geen ander manier nie. Daar is nie 'n tweede manier nie. Net een enkele manier. As julle daaraan vashou op 'n wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle met te vergeefs geglo het. Jy sien, daar's twee maniere waarop jy kan glo. Jy kan glo in die natuurlike en jy kan selfs 'n baie mooi karakter tevoorskyn bring. Maar dit gaan jou niks baat nie. Daar is net een realiteit. As jy verander word in gees, siel en liggaam, die realiteit van God se vryspraak, jou absoluut vrymaak van die natuurlike, dat jy geen trek meer na die natuurlike het nie, geen trek meer na die euforie van dit wat die natuurlike op jou sal wil plaas,
om jou te verheerlik vir die manier waarop jy leef of presteer nie. Nie dit nie. Jy gaan in die geestelike realm in, hoe Jesus Christus namens jou presteer het. Dit is so belangrik dat ons hierdie realiteite sien en dat ons absoluut daarin lewe dag na dag en voortgaan om te sien hoe hierdie groot God ons kom verryk het. Paulus het daardie realiteit gebring, maar nou sê hy dat ons vas staan in die geloof, nie in enige iets, nie in werke nie, maar absoluut in geloof. Dit wat die skrifte voorskryf. Jy weet, as 'n dokter vir jou 'n voorskrif gee en jy gaan nie volgens die voorskrif nie, dan kan jy geen verligting van pyn of enigiets verwag nie. Jy kan nie, jy moet volgens die voorskrif gaan. Net so in die geestelike. Jy moet die geestelike aanvaar, anders sal jy nooit die voordeel daarvan kan trek nie. Die geloof in die skrifte, dit wat Jesus Christus vir jou bereik het, is so belangrik, want hy is die redder. Jy was die een wat die redding nodig gehad het. Jy is die een wat verleë was, dat hierdie groot God jou uit jou toestand moes kom neem, en jou vergewe, en jou red, en jou reinig, en jou heilig, en jou versterk. En dit is presies wat hy kom doen het, maar nou moet jy in daardie geloofsoortuiging staan, en dit aanvaar, en hom verheerlik vir hierdie groot realiteit wat gekom het. Vers 3 sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sonde gesterf het, volgens die skrifte. As Christus vir jou sonde gesterf het, as Christus elke mens wat ooit gebore was, en tot hy gesterf het, as Christus hulle sonde vergeef het, hulle sonde gehanteer het, wie is jy om nou tussenin te kom en 'n ander voorstel te maak, dat hulle self moet bekeer? Daar bestaan nie so iets in die Nuwe Testament nie. Nuwe Testament is dit absoluut om te aanvaar wat hierdie groot God vir jou gedoen het. Vers 4 sê, dat Jesus begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy ook verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, sommige het al ontslaap. Dit was nou in die Nuwe Testamentiese tyd. Bring so oor na vers 10 toe. Hy sê, maar deur die genade van God, sê Paulus, is ek nou wat ek is. Jy het geen bydra nie, jy is wat God sê jy is. As hy sê jy's gereinig, jy's geheilig, jy's verlos, dan is dit wat jy is. Alleen jou geloof kan jou red. Alleen jou toedoen om in te beweeg in die heerlikheid wat God jou geskenk het, dit te aanvaar sodat dit jou kan verryk in alle opsigte, dat jy in elke dag in hierdie heerlikheid kan staan. Daar is so baie realiteite waarna ons kan kyk. Ek het baie vir mense verduidelik. As jy uit die natuurlike wil kom, eerste ding wat jy in die oggend doen, gaan na buite, kyk in jou tuin na die bome, blare, blomme, kyk na die muurtjies wat daar rondloop, goggas, kyk hoe hulle geprogrammeer is, en skryf 10 redes op, waarop hierdie groot God geëer moet word vir sy intelligensie op hierdie aarde. En as jy dit elke dag doen, 7 dae lang, dan jy 70 maniere waarop God vir jou groot en heerlik is. En dit hou jy aan doen vir 6 of 8 weke. En sien hoe jou hele wese verander as jy uit die natuurlike uitgaan en hierdie groot God leer ken en hom verheerlik vir alles wat hy vir jou gedoen het. Dit is absoluut dit wat so belangrik is, om hierdie groot God te ken, nie op die manier wat jy hom in die Ou Testament geleer ken het nie, maar absoluut deur die skrifte om te leer ken op die groot en heerlike manier wat die skrifte beskryf. Luister net 'n bietjie na
1 Johannes 4, ek lees so van vers 7 af. Hy sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Met ander woorde, as jy nog mense veroordeel, dan het jy geen liefde nie. Jy's besig met onkunde so groot as wat mens kan kry. Jy moet sien dit wat aan die kruis vir hom gekom het, dat een het vir almal gesterf, daarom het almal dieselfde skatte en heerlikheid verkry. Selfs in ons geleedere sien soms hoe dat een persoon die ander wil verneder of wil beledig, terwyl die skrifte duidelik is, die maat waarmee jy meet sal vir jou gemeet word. Die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. Dit is so belangrik, mense kom weg daarvandaan, laat elkeen sy fout maak en sy eie fout hanteer, en laat ons almal bly by een boodskap, die boodskap van liefde, elke mens in die heerlikheid sien wat God aan hom opgedra het. In die 9de vers sê hy, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hy is nou in jou, dis die verborgenheid wat vir eeue en geslagte verborge was. Die verborgenheid dat Christus nou in jou is, dat hy nou jou lewe is. Galasiërs 2 vers 20, jy leef nie meer nie. Christus is nou jou lewe. 1 Johannes 3 vers 9, jy kan nie sondig nie, al probeer jy, want Christus is jou lewe. Jou gees is verseël met die Heilige Gees van belofte. Hoekom preek mense nie die werklikheid nie? Hoekom is mense nie vry nie? Hoekom storm almal na vore as jy sê, almal wat behoefte het, kom maar na vorentoe? Het hulle nie 'n bron waaruit hulle trek nie? Het jy nog nooit vir hulle verduidelik dat daar is 'n bron waaruit hulle daagliks kan trek? En in 'n heerlikheid waarin hulle kan lewe, en die vyand weerstaan, deur siekte, deur armoede, deur ellende, maak nie saak wat dit is nie, jy weerstaan hom. En as jy hom weerstaan het, totdat die antwoord kom, sal jy sien hoe heerlik hierdie heerlikheid is, wat Christus vir ons gebring het, dat ons in staat is tot enige realiteit, as ons vasstaan in die heerlikheid, dat dit nie meer ons is wat leef nie, maar Christus in ons. Luister weer na die 9de vers. Hy sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hy is nou jou lewe. Kolossense 3 vers 4 sê, wanneer Christus wat ons lewe is, dan verskyn, sal ons saam met hom verskyn. Daar is nie 'n ander realiteit wat jou vrede en vreugde kan gee, as dat Christus jou lewe is nie. En as hy jou lewe is, as hy in jou woon, dan kan jy nie sondig, dis nie moontlik nie. Dis wat 1 Johannes 3 vers 9 dan sê, as jy uit God gebore is, geen moontlikheid om te sondig nie, want jou gees is verseël. Geen sonde kan ooit weer in jou gees intap nie. Dis net wanneer jy die vlees vryheid gee om te beweeg in die natuurlike riekalm, wat al die mislukkings, al die teëspoed kom. Dit is so belangrik om in en deur die Gees te lewe. Die skrif is so duidelik in verband met hierdie realiteite. Ek wil net gou vir ons nog 'n skrif lees hier in Efesiërs 3. Efesiërs 3 vers 17. Hy sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in liefde gewortel en gegrond is. Dis die enigste manier wat jy Christus ryklik in jou laat woon, is absoluut net deur die geloof, om in die liefde van God in te kyk, dat hy uit genade jou die volheid geskenk het, dat daar geen manier is wat jy enige iets kan verdien van God, of enige iets kan bydra nie. Hy het jou verryk in alle opsigte, en is om in daardie verryking te staan,
Nou sê vers 18, hy sê en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat alle kennis oortref. Dit is so belangrik, dat jy in hierdie kennis sal staan, wat alle kennis oortref. Nie in jou eie kennis, nie in die natuurlike denke, nie in die gelykenisse, die natuurlike goed nie, maar die geestelike implikasies te sien, en absoluut in die geesrealm te begin lewe en jou lewe daarop te skoei, sodat jy tot die volheid kan kom. Luister weer na vers 19. Hy sê in die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Kan jy dink hoe groot hierdie evangelie is? In die begin altyd gepraat het van 'n drie-enige God. Kan jy sien hoe dat dit een God is wat nou in jou kom woon? Heilige Gees eers in jou, dan Jesus Christus, die verborgenheid van die evangelie in jou, deur die onnaspeurlike liefde te leer ken van hierdie groot skepper van hemel en aarde, en dat jy deur daardie kennis van sy liefde kan inbeweeg in 'n heerlikheid, dat hy selfs in jou kom woon. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle lewe is nou die tempel van God, en dat God se Gees in julle woon nie, en God se Gees is heilig, en dit is julle. So is daar menige skrifte wat vir jou sê, dat jou lewe, jou hart en jou gees nou 'n tempel van God is, en dat God in daardie tempel kom woon, maar jy moet daardie verruiming skep, deur jou eie denk, deur jou eie geloof, en deur die skrifte te aanvaar, die heerlikheid te laat ontsluit, wat hierdie groot God toelaat om in jou te woon, dat jy nie meer in 'n vertwyfeling sal staan, nie meer met een voet in die wêreld en een voet in die geestelike. Nee, absoluut net in die geestelike denke, absoluut in die geestelike begin wandel, en daardie volheid in hom te begin belewe. Vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Daar is nie 'n ander heerlikheid, daar's nie 'n ander manier om tot hierdie groot heerlikheid te kom, as om te aanvaar dit wat hierdie groot God aan jou vryelik geskenk het. Nie meer ek wat leef nie, maar Christus in my en deur my. Hy wat my kom verryk het in alle opsigte. Hy wat my lief gehad het en sy lewe vir my kom aflê het. Mense, dis so enorm as 'n mens begin kyk en sien hoe dat Christus eintlik God was in die vlees, en hoe dat hy alles verduur het van die mens. Hy het nooit in die gees gemanifesteer om hulle te verwoes en te verneder nie. Hy het absoluut verdra, terwyl hulle hom slaan, spieg, doringkroon op sy kop sit, om die kruis te laat dra, en hom verneder tot die uiterste, aan die kruis vas te spyker. Kan jy dink die vernedering wat hierdie groot God moes deurmaak, net om aan jou te bewys hoe lief hy werklik vir jou is, hoe hy 'n werklikheid vir jou gebring het, om in sy lewe in te beweeg, die geestelike realm, om een gees met God te word, om absoluut te weet, dat dit is nie meer ek wat in my eie pogings dinge doen nie, maar absoluut ek wat toelaat, dat Christus ryklik in en deur my lewe. Dit is so belangrik, as ons hierdie realiteite absoluut toelaat om te manifesteer, sodat ons nie meer in 'n armoedige en vernederde omstandigheid in die natuurlike leef nie. Enige situasie verdra en absoluut net op God te vertrou, sodat ons elke keer
net van hom die antwoord sal kry. 1 Petrus 5 vers 7. Bring al julle bekommernisse na my toe, want ek sorg vir julle. Kan jy dink dat die grootste persoon wat ons ooit van gehoor het, die skepper van hemel en aarde, gee vir jou so uitnodiging. Moenie bekommerd wees nie, bring al jou bekommernisse na my toe, want ek sorg vir jou. Dit is so belangrik dat ons begin vasstaan in hierdie evangelie en ons nie meer ons laat aftrek na enige iets anders nie. Dit is daarom wat ek weer die skrif wil herhaal van Paulus in Galasiërs 5 vers 1. Broeders, staan nou vas in hierdie vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Moet julle nie weer onder die slawerny van die natuurlike riem laat plaas nie. Begin die geestelike sien, begin toelaat dat Christus ryklik in jou woon en sien die groot verlossing en heerlikheid wat vir jou gekom het. Prys sy groot en wonderlike naam vir so 'n groot evangelie, so 'n groot liefde wat hy aan ons kom bewys het. Amen.